Hoe was julle dag gewees? Goed. Ek voel beter. Ek voel nie meer so siek nie, so ek voel heel wat beter. So dit was 'n beter dag gewees, danksy al die medikasie, né? Ja, ek hoop jy het 'n fantastiese dag gehad en dat jy ietsie van die Here gevoel het, sy teenwoordigheid gevoel het en ja, en vanaand, ek weet nie hoe voel ek oor vanaand nie. Ek moet julle eerlikwaar sê, ek sal julle seker maar die verhaal vertel of wat. Ja, ek dink vanaand moet ons regtig die Here vertrou. Dat jy vanaand, wil ek hê, moet jy oop wees. Dat jy uit jou boksie, hoe jy altyd dink, hoe jy altyd optree, dat dit vanaand dalk die aand is wat jy net een kant toe tree en die Heilige Gees vertrou. Want as ons altyd dieselfde doen, gaan ons altyd dieselfde uitkomste hê. Jaar in en jaar uit. Maar dit hang van jou af wat jou uitkoms gaan wees en in die mate wat jy regtig die Heilige Gees vanaand gaan vertrou ook. Dalk is goed vir jou so 'n bietjie anderste. Maar niemand het gesê wanneer ons met die Heilige Gees besig is, dat dit so moet wees nie. X, Y en Z moet wees nie. Daar staan nêrens in die woord dit nie. So ek vra vir jou vanaand, wees net bietjie oop. En daarom wil ek vir jou eers geleentheid gee, om net vir 'n paar oomblikke stil te word, en vir die Here te sê, Here, hier is ek, kom werk vanaand met my, Heilige Gees, U is welkom, om met my te maak wat U wil vanaand. Maar ek wil gehoorsaam wees aan U stem. Ek gee vir jou 'n paar oomblikke, en dan gaan ons 2 liedere saam sing. Die eerste, ek het vanaand vir Marzaan gevra om vanaand se gebed sommer so namens ons almal te begin. Dankie. Goeienaand, liefste gemeente. Dit is so lekker om sommer op 'n Dinsdag aand hier saam met julle almal te kan wees. Ek gaan net vir julle 'n sê-vra gebed doen, net uit die tuin uit. Ek kan net praat oor wat ek weet en wat ek ken en waarvoor ek lief is. So kom ons maak ons oë toe. Hemelse Vader, ek staan vanaand hierso en ek bid tot U in nederigheid dat ons as NG Suid sal word soos bome wat staan by waterstrome. Here, dat ons wortels gegrond sal wees in die lewende water. Here, dat ons sal vrugte dra op die regte tyd. Here, dat ons soos grenadella takke sal wees wat binne mekaar groei. Dat ons regtig waar die omgee tussen ons sal wees en dat ons geheg aan mekaar sal raak. Here, dat ons soos bome sal wees wat skadu maak vir die wat moeg is, die wat afgemat is. Here, dat ons soos bome sal wees as mense in ons dorp, in ons kerk inkom, dat hulle rustig sal raak en weet, hier is liefde. Here, dat ons elke jaar sal blom sonder uitsondering, soos wat U die Laaveld kan laat blom in sy pragtige pink en geel blomme. Here, en dat ons U sal toelaat om te snoei daar waar dit nodig is, Here, sodat ons in die volgende seisoen net nog beter en mooier kan blom, Here, dat ons regtig in hierdie gemeente sal uitstaan. Here, dankie dat U ons tuinier is. Ons kan tog nie ons eie takke snoei nie. Here, maar dat as ons mekaar aanpraat in liefde, Here, dat ons dit sal neem en dat ons sal werk daaraan. Here, dankie dat U daagliks ons akkers wil bewerk, Here, want U soek 'n goeie oes. En Here, ons weet dit is nie altyd maklik nie, en ons weet hier is mense wat deeglik gesnoei word, partykeer baie laag, Here, dat daar geen takke oor is nie. Maar Here, dan ry ons in die wildtuin en ons sien nie die boom wat halfpad dood is en halfpad blomme gee. Here, dan weet ons, al gaan dit hoe swaar, U sorg vir ons en U laat ons toe om steeds te blom in omstandighede waar dit vir die res van die wêreld onmoontlik lyk om te blom. Here, kom in ons gemeente, Here, en dat ons hande sal vat. Here, dat ons in mekaar se seer sal deel. En Here, dat ons net absoluut sal uitgaan en vrugte dra, Here,
100voudig. En Here, dankie dat ons dit nie alleen hoef te doen nie, want ons weet, Here, U gee vir ons krag, en Here, dat ons sal blom en vrug dra, en sal vlam vat, Here, en dat ons van krag tot krag gaan, omdat ons weet, U hou 'n oogie oor ons, en Here, ons is altyd veilig in U hand. Here, ons sê vir U dankie vir die geleentheid vanaand, om Here, dat ons sal oop wees vir die Heilige Gees, en Here, dat ons soos kinders sal wees, dat ons regtig waar al ons inhibisies sal afgooi, en weet, Here, ons is hier as U kinders, en U is so lief vir elkeen van ons. Dankie, Here, dat U kyk na ons. Dankie, Here, dat U vir ons lief is, en dat ons elke dag liewer vir U sal raak. Ons bid dit in die groot naam alleen. Amen. Baie dankie, Marzaan. Voordat ek vanaand verder gaan, moet ek gou net ietsie sê. Ek gaan vir Lorraine Dievenage vanaand geleentheid gee om getuienis te lewer, maar hoe dit gekom het, is my gebruik is om vroegoggend. Ek het so stoep, so die winterson bak om lekker warm, en so deur die nag hou hy daai hitte. So my tyd met die Here is enige iets van baie vroeg in die oggend af, want dan is dit stil in my huis. So, en die oggend het ek my tyd gehad met die Here, baie vroeg, terwyl almal nog slaap, en het die Here met my gepraat, en vir my ook gesê, maar met hierdie Pinkster moet daar mense wees wat getuienis lewer. Toe sê ek vir hom, maar okay, stuur vir my iemand dat ek weet. En dit was die Dinsdagoggend, daai oggend het ons vergadering, en toe ons klaar met die vergadering en ons stap uit, toe staan sy daar by die hekke, want sy het met Henriette gepraat. En ek hoor hulle praat, en sy sê, maar die Here het vanoggend vir haar gesê, sy moet kom aanmeld, want sy moet getuig. So op dieselfde datum, op dieselfde tyd, praat hy met haar, hy praat met my. En ek wil net dit vertel het, weet, dat dit nie sommer net is nie, maar dat dit is hoe die Here werk, en 'n mens moet, en dis hoe die Gees werk. Mens moet na die klein goedjies ook kyk, want as jy na die klein goedjies begin raak sien, dan gaan jy eventueel sy grootheid begin raak sien. Nou, Lorraine, ons luister graag na jou, so. En na getuienis wil sy 'n lofdans doen, wat sy ook altyd doen, met lied van I Surrender All. Weet nie, kan hom wegvat vir jou, nou? Naand almal, dis nie maklik om hier te staan nie. En veral na my blapsie daar met die oom daar langs, wat ek langs on gaan sit het. So, ek is hier vandag om te getuig hoe God daar was in my, en nog steeds is, in die laaste 5 jaar na my man se afsterwe. Net 'n bietjie agtergrond, my man het op 19 Januarie 2020 selfmoord gepleeg. What a blow vir my en my kinders. Ons het nie besef hoe swart en donker depressie was nie. Nodeloos om te sê, het net een polis uitbetaal wat die huis gedek het, van al die miljoene rande se polisse wat ons so getrou elke maand betaal het. Nou wat nou? Nou moet ek cope. Ek moet skuld betaal, en kinders onderhou en studiegelde betaal. Maar elke keer as ek gedink het, ek kan nie meer nie, het God 'n uitweg gebring. 'n Lange vriend van ons, wat nie eers meer in Suid-Afrika gewoon het nie, het aangebied om die helfte van Jean Drey se studiegelde te betaal. Hy moes ten minste net 60% en hoër vir sy vakke kry. Dit het hy vir die laaste 2 jaar van Jean Drey se studies gedoen. Aan die einde van elke maand het ek, as dit gekom het, het ek gebid om net alles te kon betaal. En elke keer as ek gedink het, nou gaan ek alles moet opgee, het iemand iets in my rekening inbetaal. Ek moes my werk opgee om my pensioen te kon kry om skuld te delg en te kan oorleef. Weereens het dit ook baie dwaase en emosionele besluite geneem. En voor ek my kon kry, was al my geld klaar. Verlede jaar Julie het ek in die dal van doodskade weer beleef, toe ek op die ou einde alles wat ek gehad het, moes begin verkoop om te kon oorleef. Ek het nooit gedink dat ek op my ou dag alles wat ek oor die jare bymekaar gemaak het, sou verloor nie. Maar elke keer bring God jou daardeur.
Ja, ek het baie letsels en baie seer in die proses, maar ek het nog steeds baie om voor dankbaar te wees. Ons is gesond, ons kan warm slaap en ons kan eet. Nie welig en ruim nie, maar ons kan sustain. Ek kry nie werk in Suid-Afrika nie, want ek is te oud. Nou het God vir my werk laat kry oor see, maar ek weet nie hoe gaan ek my vlugkaartjie en my visum kan betaal nie, want ek het nie geld wat rond lê nie. Maar ek glo God sal onvoorwaardelik voorsien, soos hy nog altyd gedoen het. Ek wil net vir my aardse engele, wat God oor my pad gestuur het, baie dankie sê, dat julle oop en ontvanklik was, vir die Here elke keer as hy julle bemoedig het, om my te help. Het sy met 'n bemoedigende woord, of kos, of geld. Die wat my al jare ken, weet, ek was altyd baie oorgewig. Ek was nie op 'n dieet nie, mense. Hierdie gewigsverlies het gepaard gegaan met honger kry. Ek wil net sê, ek sal nooit opgee nie. Al voel ek wil party dae, maar dan kan ek nie myself 'n kind van die Here noem nie. Want Jesus het baie veel erger deurgemaak vir my en jou. So wie is ek om te wil opgee? Een ding is verseker, God gee net genoeg en 'n mens moet oop wees vir die kleinste ou dingetjie wat hy oor jou pad stuur. Byvoorbeeld, 4 weke terug het ek nie eers geweet wat ek vir my seun gaan gee die aand om te eet nie, want hy werk heeldag sonder iets te eet en te drinke. Daardie aand bring 'n vriendin vir ons elkeen 'n Prego, want sy het te veel gemaak. Nie 5 of 6 Pregos nie, net 2, maar dit was genoeg om my kind te voed. Ek doen dit net om dankie te sê, nie om mense se simpatie te kry nie, maar om die persoon te help wat voel, jy is op moedverlore se vlakte. Mense, daar is hoop, jy moet net vertrou en glo. En glo vir my, ek weet dit is nie maklik nie. Ek het baie keer al hierdie laaste 6 jaar alles van die Bybel tot die Here bevraagteken. Maar elke keer het God my weer verkeerd bewys en my nader getrek en vertroos. Ek was altyd een wat gegee het. Nou kan ek nie meer nie en dit vreet my op. Ek moes leer om te vra en bereid wees om te ontvang. Dit is nie maklik nie, want ek voel 'n failure. So sien ons mekaar, maar ons weet nie wat die ander een mee worstel nie. Ja, ons is maklik om te oordeel. Gou om te kyk, daardie een het nie eers gegroet nie. Maar wie weet, dalk is hy of sy so besig om te worstel met hulle eie probleme, dat hulle nie eers gedink het om te groet of om te glimlag nie. Ons het almal iewers 'n rou seer wat nie gesond wil word nie. Maar ek wil nou vir jou sê, gebruik die salf van God, want hy is ons geneeser. En dan wil ek vir julle net sê, Filippense 4 vers 19, ek het verlede maandag aand toe ek lofdanse toe gery het, toe kom hierdie versie by my op. Ek het nie geweet waar daar staan nie, toe ek by die lofdanse kom, toe sê ek vir Wilna, sy moet gou vir my kyk, wat beteken hierdie versie, want ek het net Filippense 4 vers 19 in my kop gehad. En wraggies, dit lees, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Hoe amazing is dit nie? Ek wil graag julle bedien met I Surrender. Dit is my passie om te dans vir die Here. Ek behoort aan 'n lofdansgroep, ons is 'n klomp gemeente dames wat saam dans, en ons doen bediening vir die Here. So ek hoop ek kan julle aanraak, ek weet dit sal vir party mense dalk nie aanklank vind nie, maar ek hoop ek kan met julle praat daardeur, want dit is my passie. Dankie. With every breath and all that I am, I want to love you as long as I live, for you are my God. I surrender. I surrender all.
and every plan, with everything that's in my heart. I want to serve you as long as I live, for you are my King. I surrender. Baie dankie Lorraine. Wil jy maar net herinner, David en die volk het ook voor die Here gedans. So dis nie so volksvreemd nie. Maar baie dankie daarvoor. En elke aand wanneer daar getuienis gelewer is, dan leer ons iets daaruit om net prakties te sê, maar dis die God wat ons aanbid. En dis hoekom ons hier by mekaar is. En ja, vanaand gaan ons lekker met mekaar gesels, maar voordat ons gesels, wil ek net vir ons 'n gebed doen, dat ons vra dat die Here en die Heilige Gees ons vanaand sal bedien vanuit sy woord uit en dat hy die woord vir ons sal oopbreek ook. Vader, aan U kom al die eer toe, glad nie aan ons nie, want U is die Skepper God, U is heilig, U is almagtig, U is genadig, U is regverdig. Jesus, U is ons alles. Sonder U kan ons nie. Dankie dat ons in U gewortel en gegrondves is. Heilige Gees, dankie dat U ons begelei deur hierdie lewe. Opdraandes en afdraandes. Tye waar ons in die lig wandel, tye waar ons in die donker wandel. Dat U daar is. Dankie dat U 'n konstante is in ons lewe. Dankie dat ons vanaand U kan vertrou. Dat U Uself ook kom openbaar aan ons. Want U is so welkom om te kom verander in ons lewens. Om vir ons nuwe perspektiewe te kom gee. Want ons weet nie alles nie. Maar ons wil leer. Daarom is ons hier vanaand met 'n ontvanklike gees ook. In Jesus naam bid ons dit. Amen.
Nou, is my altyd lekker as ons begin om net, dat ons almal net op dieselfde bladsy weer kom, om net gou te kyk. Ons het begin deur te sê, daar's eintlik hierdie twee paaie waarmee mense in die wêreld of in die lewe te doen het. Ons het hierdie pad van die wet, van die werke, en dan het ons hierdie pad van genade, ietsie wat Jesus Christus vir ons kom wys het, ons het gesien dat as ek in Jesus Christus glo, dat ek dan 'n vrygespreekte mens is, dat ek geregverdig is, dat ek geheilig is, al daardie goed. Maar ek hoef dit nie te verdien het nie, net omdat ek in hom glo het ek dit gekry, en toe sê ons vir mekaar, maar wat nou gebeur is, en gisteraand het ons dit gesien, wat God gesê het, maar ek sien dat my kinders sukkel om te leef tot my eer. Daarom gaan ons 'n nuwe bestel begin. Ons gaan op 'n nuwe manier begin. Ek sluit 'n nuwe ooreenkoms met julle, en hy sê toe vir hulle, maar nou van nou af sal ek sal julle help, dat julle kan leef soos wat ek wil hê julle moet leef, tot eer van my groot en heilige naam. Ek sal julle help, dat julle daardie heiligheid wat ek vir julle gegee het in Christus, dat julle dit begin uitleef, dat julle die vrug daarvan begin dra. En ons het vir mekaar gesê, wanneer jou pad met God se pad eintlik ontmoet, is dit daai wat hy gesê het, in die Ou Testament, Nuwe Testament, ons het gekyk na Johannes 3, wanneer hy sê, ek kom reinigingswater oor jou gooi. Ek kom maak jou skoon. Ek vat jou verlede van jou af weg. Ons skei dit so ver soos die ooste van die weste. Daaroor het ons Sondag aand gepraat. En dan sê hy vir jou, maar ek kom gee vir jou 'n nuwe hartklop, 'n nuwe hart. En ek kom gee vir jou 'n nuwe gees. Maar die beste van alles is, ek kom sit my gees in jou, om jou te help om in hierdie wêreld te wandel. Dis wat ek doen. En ek wil vanaand sommer net gou vir jou 'n gedeelte lees, net Romeine 8 vers 1 en 2. Hy sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So as jy vanaand sê, ek glo in Jesus Christus, dan sê hierdie woord vir jou, daar's geen veroordeling vir jou nie, né? Die wet van die Gees, wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. So hy sê, omdat ek nou in Christus is, het ek die wet van die Gees, wat vir my die lewe kom gee het, wat my op 'n ander manier gaan laat lewe. En nou kom die uitdaging. As ek tot bekering gekom het, of miskien moet ek so 'n bietjie teruggaan, weet jy, ek wil nie vanaand eintlik preek nie. Ek wil vanaand eintlik net my hart op die tafel sit. Want ek stap al ek sal wat, ek weet nou nie eens hoe lank is ek al 'n predikant nie, maar baie jare, van daar van 95 af, so dit is al 'n klompie jare. Maar weet jy wat ek daai tyd geweet het, en ek sê net eintlik, Here, dis net u genade, dat u my staande gehou het deur al hierdie tye. Ek is deur moeilike tye, ek is deur goeie tye, en as ek vanaand hier staan, dan, ek het vanoggend vir die kantoorpersoneel gesê, weet jy, as jy kan dalk van 'n klomp goed vergeet, maar moet asseblief nooit hierdie vergeet nie. Hierdie sitkamer effek, moet dit nooit vergeet nie. Want dit is wat jou gaan dra, dis wat jou in moeilike tye gaan dra, dis wat jou gaan staande hou. Want jy sien, ons kan so baie goed sê oor die Heilige Gees. Ons kan so baie goed sê oor God. En dan maak ons asof ons al hierdie goed weet. Nou staan ek nou nog vanaand hier voor. En julle die verwagting dat ek al hierdie goed weet.
Maar dan moet ek jou vanaand teleurstel om vir jou te sê, ek weet ook nie alles nie. Ek sit maar gereeld daar op my stoep vroegoggend, om ook maar te hoor, en ook maar te leer. En hierdie paar weke voor Pinkster was dit so gewees, om by die Here te hoor. Dus ek sê, wanneer ek vanaand praat, dan gaan ek sommer net bietjie my hart met julle deel. En hoor my hart klop, my passie vir die Heilige Gees. Want jy sien, as 'n mens tot bekering kom, dan leer die woord ons, en dit is so, dan kom jy kom tot bekering, jy gee jou lewe vir die Here, en dan leer ons dat die Heilige Gees dan in jou kom woon. Maar wat daarna? Jy sit dalk vanaand hier, of jy kyk na die boodskap, en jy het al lankal tot bekering gekom. Maar jy wonder nog steeds oor die Heilige Gees. Jy wonder nog steeds oor sy werking. Jy hoor dit gebeur op ander plekke, maar lyk vir my dit gebeur net nooit waar ek is nie. En jy wonder oor sy werking in jou eie lewe. En dan bevraagteken jy dit. Want sien, baie mense kom tot bekering, ontvang die Heilige Gees, daar wat ek sê op die bord, gevul, die Heilige Gees kom vul jou, maar dan het ons nog nie die kop skuif gemaak nie. Want jy sien, ons leef in die bedeling van 'n nuwe verbond. Dalk het jy nog nie die kop skuif gemaak nie, ek weet nie. Want Jesus het vir jou kom sê, wanneer jy tot bekering kom, dan gee ek my gees vir jou, en my gees moet jou bestuur. Jy moet nie jouself bestuur nie. En ons is so geneig, want ons kan alles goed doen, ons is intellektuele mense. Dit gaan finansiëel goed met almal, of met meeste. En dan wil ons 'n klomp goeders doen. En dan baie keer is ons besig ook om kerk te speel, né? Ons het al hierdie godsdienstige rituele en alles in plek. Ons moet goed op 'n sekere manier doen, anders te word jy oor die vingers getik, of die of daai. Maar nou vra ek vir jou, wat word van dit, van die verhouding? As ek sekere goed net op 'n bepaalde manier moet doen in my godsdiens, wat word van die verhouding? Want in die verhouding kom verander goed. In die verhouding kom openbaar God hom op 'n baie besonderse manier ook aan ons. En hy sê vir ons uit die woord uit ook, nie uit eie krag uit nie. Moet asseblief nie jou godsdiens beoefen uit eie krag uit nie. Want ons lewe in 'n nuwe verbond waar dit gaan oor die Heilige Gees. En as ons sommer net praat oor die Heilige Gees, dan weet jy alreeds dat die Heilige Gees is 'n persoon. En wanneer dit kom by 'n persoon, dan kan jy miskien 'n persoon in 'n boksie probeer plaas, maar jy gaan dit ook nie heeltemal reg kry nie. So nou wil ek vanaand vir jou sê, as ons sê, of baie mense sê, kom ek sê dit eerder so, baie mense sê, die Heilige Gees werk so. Jy moet eers dit doen, en dan dat doen, en dan gaan jy daai, as jy nie in tale praat nie, dan wonder ek of jy die Heilige Gees, ek twyfel of jy die Heilige Gees het. Of wat ook al, daar's mense wat baie goed sê. Daar's mense wat sê, maar, mense wat sê, jy moet eers gedoop wees, en dan kan jy in tale begin praat. Dan is jy vervul met die Heilige Gees. Maar ek wonder, kom ek vra vir jou vanaand, tree jy as persoon presies dieselfde op teenoor almal? Waarskynlik nie. Want jou verhouding met mense verskil. Met party van jou vriende is jy anderste by hulle as wanneer jy in 'n formele geselskap is. Is jy anderste. Maar jy's 'n persoon. En ons moet oppas as dit kom by die Heilige Gees dat ons sê
ons plaas hom in 'n boksie en sê dit so hy werk. Ons vergeet ons werk met God. Die Heilige Gees is ook God. En daarom moet ons versigtig met hom omgaan. Hy is in eerste instansie ook nie ons speelmaat nie. As persoon wil hy in 'n persoonlike verhouding met jou wees. Dis die belangrikste. Hy wil jou graag leer ken en die grootste van alles is, hy wil God se hartklop ook vir jou kom gee en dan weet ons hoe is God dat hy omgee. Ons het dit gesien daar gisteraand in Esegiel 34 wanneer hy gesê het ek wil kom versorg. Ek wil net kom bemoeienis maak met jou. Ek wil vir jou dan goeie wyding gee. Ek wil jou kom opvoed in jou lewe. En dis wat die Heilige Gees wil doen. En al wat hy wil hê is, kom, sit saam met my. Kom leer my ook ken. Sodat jy daai sensitiwiteit kan kry. As die Heilige Gees werk, dan werk hy in jou. Want hy moet jou ook verander, sodat hy éventueel deur jou kan werk. Dis hoekom hy vir jou klomp goed sê, dis hoekom hy jou ongemaklik maak oor sekere goed uit die woord uit, want hy moet met jou praat, hy moet laat die woord jou vorm, dat God jou vorm op die ou einde. En dis hoekom ek sê, en ek het dit gisterand gesê, dat die Heilige Gees is nie hierdie kragtoertjie nie. Daar word baie daarvan gemaak. Ja, in Handelinge 1 vers 8 lees ons dat die disippels moes wag sodat hulle die krag van die Heilige Gees oor hulle sou kom. 2 Timoteus 1 vers 7 sê vir ons die Gees wat God ons gegee het. Maak ons nie lafhartig nie, hierdie Heilige Gees wat ons ontvang het, maar vul ons met krag, liefde en selfbeheersing. As 'n mens praat oor die Heilige Gees, oor sy werking, dan dink ek, moet 'n mens baie mooi daaroor dink. Dit gaan nie oor jou nie. Want onthou, wat het God gesê in terme van die nuwe verbond? Het hy gesê, die goed moet tot my, die eer van my naam gaan. As jy die werking van die Heilige Gees op 'n besondere manier wil sien, dan sê ek altyd, jy moet dit in die sendingveld gaan sien. Gaan lees die boek Handelinge, en jy sal verstom wees oor hoe die Heilige Gees werk. Sodra dit nie oor jou eer, sodra dit nie oor God se eer gaan nie, dan verander goed. Ons sien dit in die boek Handelinge, in Handelinge 8 en Handelinge 19 ook, het ons Simon die towenaar, en ons het die 7 seuns van Skefa, wat albei die Heilige Gees en die hele situasie wou misbruik, tot hulle eer, dat hulle goed lyk. En hulle het aan die kortste end elke keer getrek. God sê vir jou, baie duidelik in die verbond en die ooreenkoms wat hy met ons sluit, ek gee vir jou hierdie gees, my gees, maar my gees moet jou begelei deur hierdie lewe, hy gaan jou vorm, maar jy moet 'n verskil gaan maak. Dis hoekom ons ook die opdrag het, wat ons van die Here afgekry het. As ons kyk in die Bybel, dan lees ons in 'n gedeelte soos, as jy jou Bybel hier het en jy wil dit dalk onderstreep, is 'n baie mooi gedeelte, 'n baie bekende gedeelte is Efesiërs 5. As ek jou net gou soontoe kan vat, Efesiërs 5 vers 18. Dit is 'n baie bekende gedeelte wanneer Paulus praat. Wanneer hy praat oor die Heilige Gees kom in jou in en hy kom woon in jou. Maar Paulus praat van om vervul te word. Om gevul te wees is een ding,
Maar om vervul te word is iets anderste. En dis hoekom hy skryf. Dan skryf hy vir die gemeente daar, en hy skryf in Efesiërs 5 vers 18, hy sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. So hy sê, wanneer ek drank gebruik, dan kom verander my gedrag. So dit wat ek dan insit, kom verander my gedrag. Ek is dan nie meer soos wat ek veronderstel is om te wees nie. Hy sê vir daai ouens, nee, maar moet nou nie dit doen nie, asseblief. In steede daarvan om dit te doen, laat die Gees julle kom vervul. Hy gebruik daai Griekse woord wat hy sê plero. Hy sê laat hy jou tot oorlopends toe kom volmaak. Hy sê dit moet jou gesindheid wees wanneer dit kom by die Heilige Gees. Dat jy vir die Heilige Gees, jy moet hom vra om jou te kom volmaak. Wanneer jy in jou sitkamer tyd met die Heilige Gees tyd spandeer, vra vir hom om jou te kom vervul, om jou weer opnuut vol te maak, want ek dink hier sowel as in die gedeelte in Johannes, wanneer Jesus sê, in julle kom drink van die lewende water. En as jy van hierdie lewende water drink, dan gaan dit soos 'n fontein wees wat opborrel hier binne in jou. Maar dis nie net eenmalige drink, een keer drink nie. As ons gaan kyk na die Grieks, dan sê hy vir jou, jy moet aanhoudend en voortdurend daarvan drink, en dis presies wat Paulus hier sê. As ek my moet volmaak met die Gees, is dit nie net een keer nie. Hy sê, dis 'n aktiewe ding wat moet gebeur, dit moet gereeld gebeur, dat ek my moet volmaak met die Gees. En dan sê hy, sing onder mekaar dan hierdie liedere en goed. Ons weet, dat as jy jou gaan volmaak met die Gees, wat sê hy eintlik as ek my volmaak met die Gees? Ek laat toe dat die Heilige Gees in elke aspek van my lewe die nommer 1 plek het. Dat hy in elke aspek van my lewe prioriteit het. Dat ek onder leiding van hom in elke aspek van my lewe sal leef. Want sien, baie Christene kom en ons sê, nee, kom in Heilige Gees, jy is welkom hier, maar dan sluit ons sekere deure. Daar is jy nie welkom nie, daar sal ek nog beheer vat. En hoe kan ons dan vir hom sê, kom vervul my? Want om te sê vervul is om in alle aspekte vol te maak. En verskoon my Engels, as ons vir die Heilige Gees vra, kom vervul my, is dit nie sommer iets wat by the way gebeur nie, sommer so terloops gebeur nie. Nee. Dan moet by jou hierdie honger wees. Het jy 'n honger na die Heilige Gees? Smag jy na hom? Want dis wat moet gebeur in jou lewe. Jy moet smag na hom. Hoekom? Want hy is juis vir jou gestuur om jou te begelei in hierdie lewe. Maar nou smag jy nie na hom nie. En om te smag na hom beteken om regtig waar moeite te doen, om tyd te spandeer met hom. Nou wil ek ook vir jou sê, moenie dink jy gaan elke keer. Hier is 'n klomp van julle wat al persoonlike ervarings met die Heilige Gees gehad het. Fisiese manifestering van die Heilige Gees, spreek in tale, al daardie goed. En nou wil ek vir jou sê, as dit met jou gebeur, is dit fantasties. Jy kan dit nie beskryf nie. En ek bid dat dit met julle sal gebeur. Maar dis ook nie die einde nie. Want om vervul te word met die Heilige Gees, beteken nie dat daar elke keer iets gaan gebeur en elke keer iets moet gebeur nie. Moenie daai fout maak nie. Nou kom sit jy in jou tyd wat jy met die Heilige Gees spandeer, en dan sit jy hier en jy bid en jy pleit en jy vra en jy smag dat die Heilige Gees jou kom vervul. Intussen dan het hy jou kom vervul, maar
Ek voel dan nou niks nie. As jy, dalk is dit nie die beste vergelyking nie, maar as jy nou meer as 50 jaar getroud is, né? En jou vrou of jou man sê vir jou, hoorie, ek is lief vir jou. Is dit mos nou anders as die dag toe jy dalk getroud is, né? Maar jy weet, wanneer sy of hy vir jou sê die dag, as jy 50 jaar getroud is, dis heeltemal anderste. Moenie verwag dat dit elke keer dieselfde gaan wees nie. Maar sorg dat daar by jou 'n voortdurende honger sal wees vir die Heilige Gees. Laat hy jou op 'n reis neem. Want as jy vervul word, dan sien ons in Handelinge hoe almal ewe skielik begin omgee, mededeelsaam, hart vir verlorenes kry. Hoe hulle groei ervaar. Dis nie meer 'n godsdiens nie, maar dit gaan nou oor 'n verhouding. Kerk toe gaan nie net meer leë praktyke en rotine wees nie. Bid gaan anders te wees. Jou studie uit die woord gaan anders te wees. Hy maak dit vir jou anders te oop. Jy gaan op 'n ander manier begin getuig. Jy gaan op 'n ander manier goed begin raak sien en sy werking begin raak sien in die lewe. Daardie gawes waarvan hy praat, hy sê mos vir jou in Efesiërs 1 vers 3. Ek sê altyd vir die mense, wel, dit is my persepsie. Jy kan van my verskil. As jy die Heilige Gees in jou het, dan gebruik die Here jou waar hy jou wil gebruik. So jy kan nie vir die Here gaan sê, maar Here, hierdie is nou nie my gawe nie. Hierdie is nie my gawe nie, so moet maar asseblief nou nie hier gebruik nie. Het jy al mooi gelees wat sê Efesiërs 1 vers 3? Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus, daai ding van ek glo in Jesus, nou in Christus is ek heilig, regverdig. Hoor wat het jy nog bygekry? In Christus is ons geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Jy is geseën met al die seëninge van die Gees. So as die Here jou hier wil gebruik in 'n bepaalde situasie, gaan dit nie oor jou eie werke nie. Ek leef in afhanklikheid van die Gees. So dan sal die Gees intree. Die Gees sal op daai moment vir my die gawe gee van genesing of van 'n woord van wysheid of 'n profetiese woord. Dis hoe hy werk. Want nou as jy net kom sê, maar hy het net vir my hierdie gawe gegee, dan klink dit vir my te veel of ons in hierdie baan weer begin beweeg. Maar in Christus, hoor dit, ons moet dit begin raak sien. In Christus is jy geseën met al die gawes van die Gees. Elkeen van ons. So ek weet nie wie gaan volgende Sondag preek nie, Louis. Sommige net op jou ligter noot. Hoe werk dit? Wat wil die Heilige Gees eintlik doen? Ek het nou my voorbeeld by die huis vergeet. Maar julle is intelligent genoeg, baie slim. 'n Handskoen. 'n Handskoen wat daar lê beteken niks. Maar die funksie van 'n handskoen, die hand wat in die handskoen ingaan, bring vir hom eintlik as dit ware lewe. En nou weet ons 'n handskoen met al sy vingers, al die vingers moet in daai handskoen ingaan, sodat ek dit kan funksioneer. As dit nou baie koud is, dan kan ek goed funksioneer, want my hand het in daardie handskoen ingegaan. As ek twee van daai handskoen se vingers sou toemaak, dan sal my hand nie daarin kan gaan nie. Dan gaan hy nie volledig funksioneer nie. Jy gaan nie lekker kan werk nie. Jy gaan nie ordentlik kan skottelgoed was of waarvoor jy ook al die handskoen gebruik nie. En dis presies wat die Heilige Gees met ons kom doen. As ons vir hom sê, kom vervul my weer opnuut, dan is dit asof daar die krag van hom inkom, maar hy wil volledig al daai vingers in die handskoen hê. Hy wil volledig in elke aspek van jou lewe ingaan, sodat hy ten volle in en deur jou kan werk. Die Gees deur ons.
weet nie wat is jou ervarings van die Gees nie. Maar dit wat jy ervaar het, daar wag vir jou soveel beter. Maar hoe kom ek van hier na daar waar daar soveel beter is, waar ek sy werking al hoe meer kan voel, waar ek daai sensitiwiteit van hom kan voel, waar ek sy werk kan sien ook. Tyd. Spandeer tyd saam met hom, smag na hom. Wees net oop. As jy smag na hom, dan kom verander dit in jou lewe. En dan vat hy jou op 'n reis, 'n wonderlike reis saam. En dit is my gebed, dat die Here jou op 'n reis sal neem. As baie mense wat bid vir julle, as 'n spesifieke gebedsspan wat bid vir julle, wat bid vir die gemeente, dat die Here ons op 'n reis sal neem. Dat dit sal gaan oor verhouding met God, en dat ons daaruit wonderlike groei sal ervaar. Ek wil hê dat ons hierdie lied wat ek vanaand vanoggend in my tyd, vroegoggend, my tyd wat ek spandeer het, toe ek gebid het hierdie lied. Weet nie hoekom spesifiek hierdie lied nie. Ek is maar net gehoorsaam. So ek speel hierdie lied vir jou. En mag hierdie lied mag die Heilige Gees vanaand deur hierdie lied jou bedien. Want hierdie lied se woorde het onmiddellik in my gedagtes opgekom. En ek sê vir Henriette, hoorie, maar kan ons nie hierdie lied, nee, maar waar, ons ken nie hierdie lied nie. OK, ek gaan soek hom. Hier is hy vanaand. So kom ons luister na hierdie lied se woorde. Luister mooi na die woorde. En as jy wil saam sing met hierdie lied, is 'n baie eenvoudige lied eintlik, dan sing jy saam. Maar laat toe dat die Heilige Gees jou vanaand bedien ook deur hierdie lied. Father, we glorify your name, and we thank you for sending your Son, Jesus. We know, Lord, that you care about all our problems and all our hurts and every disease. And Jesus, we know that as we release ourselves in faith, trusting only in you, that the power of the Holy Spirit would be released, healing and wiping away all doubt, disappointment and fear. Father, let the power of your Spirit move upon every man, every woman, and every child, from every tribe and in every nation, as we await the coming of Jesus Christ, our Lord and Savior. Let your living water flow.
As ons in die boek Handelinge kyk en ons lees daarin, dan sien ons dat wanneer gelowiges saam is, het hulle eendragtig ook saam gebid. En aangesien ons vanaand hier as gelowiges saam is in die naam van Jesus Christus, wat vir alles gesterf het, dan dink ek is dit ook tyd dat ons saam bid. Dat ons ook sal sê, Heilige Gees, hier is ons. Kom vloei deur ons soos die water, sodat ons tot U eer kan leef. En vanaand is die mense wat dalk worstel met 'n klomp goed. Ek kan so kyk en ek het met Lisa dit uitgeklaar. Lisa wat deur 'n moeilike tyd gaan. Met haar toetse, met kanker en onsekerheid daarvan. En ek het van gesê, ons moet vanaand bid daarvoor. Ek weet as ek so kyk, sien ek vir Mimi daar. Sy is ook op ons gebedslys. Dan moet ons mos saam bid. Ons weet nie wie, waardeur wie ook al gaan nie. Jou worstelinge nie. Maar kom ons bid saam. Ek gaan geleentheid gee dat ons dit wat die Here op jou hart druk, dat jy daarvoor sal bid. En dan sal ek vir ons afsluit. Here, ons kan niks vir U wegsteek nie. En vanaand is ons voor U. En ons is in hierdie wêreld. En hierdie wêreld is vol uitdagings. Daar's mense wat siek is, daar's mense wat swaar kry, daar's mense wat emosioneel worstel met 'n klomp goed. Daar's mense wat nie weet waar hulle kos vandaan gaan kom nie. Here, daar's mense wat vanaand bekommerd is oor hulle kinders. Daar's mense wat dalk bekommerd is oor hulle lewensmaat. Bekommerd is oor iemand wat nie gelowig is nie. Iemand wat dalk verskriklik siek is. Iemand wat 'n moeilike tyd by die werk het. Here, U weet wie is hulle. En as ons vanaand hier is, dan kom bid ons vir elkeen. Ons kom bid vanaand dan dat U regtig waar in U groot genade sal uitreik na hulle toe. Hemelse Vader, dat U hulle sal aanraak. Ons bid vanaand vir Lisa. Here, sy spesiaal vir die gemeente wat ook in 'n leierskapsrol in die gemeente is. Ons bid, Vader, in U groot genade dat U haar sal aanraak. Here, dis net U wat die groot geneesheer is. En ons vertrou U daar vir die pad wat U met haar stap. Dankie vir die beterskap wat ons kon sien in Mimi se lewe ook. Maar daar's nog 'n lang pad van herstel en ons bid, Vader, dat U haar ook sal aanraak. Maar so ook elkeen wat vanaand hier sit, wat 'n behoefte het. Here, U weet
wie hulle is. Heilige Gees, stap saam met hulle. Geef hulle die versekering dat U hulle nooit sal los nie. Dat U soos hulle herder is. En Here, U beloof U is ons herder. Dankie daarvoor. Ons wil as gemeente vanaand, Here, aan U al die eer gee. Soos wat U verwag van ons. In Jesus naam bid ons dit. Amen.